Vriende, elke begin van die jaar, dan wil ek graag 'n bietjie gesels oor God se roepstem. Want die Here se koninkryk bestaan uit mense uit soos ek en jy. Die Here se werking op aarde gebeur deur mense wat die Here se roepstem hoor en wat daarop reageer. Ek onthou destyds in my lewe toe die Here my geroep het om vir hom te kom werk, het ek dit nie verstaan nie. En het my 5 jaar gevat voor ek iets daarvan begin verstaan het. En begin reageer positief en begin optree en so aan. So dit is ek self het maar stadig in die Westelbroek uitgekom. Maar die Here roep ons en hy wil ons almal hê wat van werk. So ek gaan vandag met julle praat oor die Here se roepstem in jou lewe en hoe jy daarop reageer. Want ons is besig en ons is vol dinge en ons is vol planne en ons het nie tyd om ons te dink oor dit. Dis nie die Bybel lees, die Bybel het op baie maniere hoe mense reageer het. Want as die Here gevra het alles net gebeur. Die mense moes eers begin agterkom, die Here roep jou. So as ek dink aan die Bybel en ons lees byvoorbeeld van Paulus, wat sy naam aanvanklik Saulus was, sien ek hier so in Handelinge 8, lees daar Saulus het die kerk probeer uitroei. Hy het van huis tot huis gegaan, mans en vrouens daar uitsleep en hulle in die tronk laat sit. So hierdie was 'n vyhandige mannetjie teenoor gelowiges. En as 'n ou nou sien in sy lewe, sy naam is later ons wandel na Paulus toe, as 'n ou nou sien in sy lewe hoe hy reageer het, wat met hom is gebeur het, dan sien nou dinge baie verskillend van verskillende mense. Hier is 'n prentjie van Saulus, also known as Paulus. Dis nou maar 'n kunstenaar voorstel van hoe hy se lewe gelyk. Was nie selfone en kameras maar op 'n dag was Paulus besig om noord te trek en daar in Kanaan, noord, daar in Syrië se kant toe, en Damaskus kom, op die Damaskuspad, het daar 'n lig gekom, want hy het 'n visie gekry van Christus wat in die hemel is. Dis nou seker 12 jaar na die hemelvaart. En God het aan Paulus verskyn en sê, Paulus, hoekom vervolg jy my? En hy het besef wat aangaan, hy het blind geword, maar sy geestesoog opgegaan, en hy het gereageer op God se roepstem. Nie dadelik nie, as ons in die Bybel lees, en sien ons hy was nadat hy hier in Damaskus ervaring gehad, na 3 dae te blindheid weggekom, en toe was hy Arabië toe. Toe hy na Arabië afgesonder vir klomp jare, tydens sy 12 jaar of 7 jaar, so. En eers daarna het hy teruggekom en vir Petrus wil ontmoet en vir die Here begin werk. Want hy het vir die Here begin werk, weet ons, hy was 'n warm gelowige. Hy was warm vir mense en vir gelowiges en alles. Net so erg soos hy hulle vervolg het. Net so erg het hy mense begin dien. En hy was redelik vinnig gewees. Hy sê hy was 'n klomp jare maar het is seker die evangelie gaan leer voor hy teruggekom het. Hy was vinnig gewees, hy reageer vinnig. So hy sê kom ons doen iets, dan doen hy dit. As jy sê nie reis uit lees en sien, hy het gesê vir Barnabas of die ouens wat saam met hom was, kom, dan klim hulle op hulle apostelperde, plakkies en dan ry hulle. So hy was 'n baie aktiewe ou gewees. Hy was 'n doener. So die Here het hom geroep en hy's in gewees. Hy's 'n go-getter en 'n doener gewees. Maar hy was ook baie prakties. Ons sien uit sy al sy sendingreise en al die briewe wat hy geskryf het, is baie prakties. Bijvoorbeeld as hy Timoteus sê vir Timoteus, drink so 'n bietjie wyn vir daai ongesteldheid op jou maag. Sy was 'n praktiese ou, hy het nie iemand uitgestaat nie.
maar hy was ook baie eigensinnig geweest. Hy het gedoen wat hy wou, soos hy wou. Op 'n stadium, hy was saam met hom op sy toer was, toe op die tweede toer wil gaan. Die tweede toer, die eerste toer het Markus wat saam gaan gedros. En die tweede toer wat op gaan doen, daar Markus weer 'n keer saamvat. Toe sê Paulus, nee, Markus gaan nie saam, hy gaan gedros. Toe sê daar, maar as jy nie vir Markus saamvat, dan bly ek op. Toe sê Paulus, dan bly jy op, dan gaan ek alleen. Toe vat hy ons vir Petrus saam die tweede keer. So hy was baie uitsinnig en hy sy eie dinge gedoen. En ons sien sy boots en ongeheid, bly nou in die ding is, en God het hom geroep en is in. Toe gaan hy vooruit. As hy nou sien wat alles moet gebeur het, hierso op die, in 2 Korintiërs 11, lees ons 5 maal, het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. 3 maal het ek lyfstraf gekry. 1 maal is ek met klippe gegooi. Dis 'n doodsvonnis, klippe is 'n doodsvonnis. 3 maal het ek skipbreuk gelei. 1 maal het ek op 'n dag en 'n nag op die Oopsee deurgebring. En hierdie goed, kyk as dit met my gebeur, hou op evangeliseer, ek gaan huis toe, ek sê dis seer, ek bly stil. Hierdie goed het hom nie gebreek nie. Maar toe hy in is, toe hy in. En as die Here roep en jy klip in en jy is Paulus, dan gaan jy vooruit vir dit. Jy gaan nie vir haar opbreid, jy gaan vooruit vir dit. Die Paulus is hoe baie min mense reageer, maar as mense wat so reageer, in ons dorp, ken julle vir Martin waar in die stopstraat staan, Martin is soos 'n Paulus. God het vir Martin geroep, om vir die mense die oordeel te verkondig. En hy staan daar met sy klok en hy hou die klok en hy sê vir mense, gee aandag aan wat julle hoor. Hy is of hier by Sassel of hy is hier by Touto, maar hy werk, elke dag is hy weer daar. In ons eie lewe ken ons seker mense soos Paulus. Die tweede wat ek wil praat, ken julle ook allemaal baie goed. Sy naam is Petrus. Hy is 'n prentjie van waar Jesus vir hom sê, kom loop saam met die water, en dan spring hy saam en hy loop op die water. En so rukkie later het sy moed hom begewe. Ons sien in Matteus 14, kom, sê hy, Petrus het uit die skei geklim op die water, begin met die naby Jesus gekom. So hierdie Petrus was ook 'n ou wat Jesus se roepstem aangegryp het, God se roepstem verhoor het en daar positief gereageer het. En hy is 'n bietjie anders as Paulus gelyk. Sy naam is Simon, aka Petrus. Ons sien toe hy met die Here begin werk, hy was 'n baie opgeruimde ou gewees. Hy in die meeste, as jy die evangelies lees jy die meeste van Petrus. Want hy het heeltyd gepraat, hy het heeltyd, sy mond was heeltyd oop. Hy het nie geskroom om te sê wat hy dink nie. Al het hy nie reg gedink nie, hy het dit gesê. So hy het 'n redelike lewendige bediening gehad, wat positief was. Hy was baie belangstellend gewees in alles gewees. So hy was so halfie, hy het gedink hy is nie die leier van die disciples so aangegaan. Hy was ook baie uitbundig gewees. En baie meer lewend gewees. Jy kry baie seker gelowiges wat so reageer, soos Petrus gereageer het. Maar baie mense wat so gewoonlik hulle ego so voor alles uitloop, het gewoonlik het hulle maar iewers 'n bietjie van onsekerheid. En dis hoekom hulle probeer wegdruk en wegsteek met hierdie uitbundigheid, met hierdie deelname, met hierdie positiviteit. Daar onsekerheid daar binne. Petrus het ook dit gehad. En ons sien aan die einde van die bediening van Jesus, toe het op die push kom, toe Jesus gevang is en Jesus word gekruisig. Die Petrus nie geweet het aan hy gedink is hy verkeerde ding gedoen. En toe hy hom gevra het hy mos vir Jesus verdoon. Matteus 16:20, Petrus het buite in die binnenhof gesit
toe 'n diensmeisie na hom toe kom en sê, jy was ook saam met Jesus die Galileër. Maar hy het dit voor almal ontken, ek weet nie waarvan jy praat nie. So daar mense wat regeer soos Petrus, partykeer voorlopers, maar partykeer ook hierdie onsekerheid in die hart. En worstel so 'n bietjie met die dinge. En as ons nou verder gaan in die disciples toe, kom ons by 'n ou uit soos Johannes. As ons van Johannes lees, ons lees daar in Matteus 4, nadat hy vir Petrus geroep het, Petrus se broer, het hy vir Johannes en sy broer geroep. Toe hy daarvan verder gaan, sien hy twee ander broers, Jakobus, 'n seun van Zebedeus en sy broer Johannes. Hulle was in 'n skuit saam met hulle pa besig om hulle net reg te maak. Jesus het hulle geroep en hulle het dadelik die skuit en hulle pa verlaat en vir Jesus gevolg. Wat ek net hierso attent maak op die teks, as jy die teks dophou, as jy hier lees, die twee ander broers, as jy Jakobus se naam eers noem, is hy die oudste. En dan sê hulle, Jakobus was die seun van Zebedeus, en as hy die enigste seun was. En dan noem hulle, en sy broer Johannes. So Johannes was die een baie jonger as Jakobus. As ons die teks net hierso lees. So sien ons, hy was 'n jong ouetjie. Die ander broer was eintlik die seun gewees, Jakobus. So as ons kom by Johannes, dan weet ons, Johannes was in Jesus se tyd, toe hulle almal sê maar 30 en 28 was Johannes 16. Hy was baie jonger as hulle almal. En as ons 'n prentjie van hom wys, kan ons sien, hy was jong, hy het nog nie 'n baard gehad nie. Hy het nog soos 'n seun gelyk. En as jy die van julle die laaste avondmaal se skildery goed ken, die een wat soos 'n meisie lyk wat langs Jesus sit, dis Johannes. En as jy Johannes se evangelie lees, dan lees jy ook nooit Johannes se naam nie. Jy lees in die evangelie, lees jy die disipel vir wie Jesus die liefste was, is Johannes. Dis alselfde Johannes wat Openbaring geskryf het, in die briewe van Johannes. Maar ons sien, hy was 'n baie meer denkende ou, as ek nou met aannames maak van Johannes, hy was 'n regter brein ou, 'n kunstenaars temperament, 'n tipe van 'n kunstenaar. So hy het sy kreatiewe brein gebruik, hy het sy denkende brein gebruik. Hy was ook redelik analities gewees. Hy was baie begaafd, want as 'n jong seun tussen 14 en 16 loop hy saam met die disipels en hy word saam met hulle geleer deur Jesus Christus en hy verstaan alles. So hy was 'n begaafde jong man. Hy was ook baie opofferend, want ons sien in die einde toe Jesus aan die kruis was, toe hardloop al 10 die ander disipels weg, né? Petrus almal van hulle. En Johannes het agtergebly. Hy het gesê, hier sal ek staan by Jesus. So albei toe by die kruisiging was die ouers, die Maria en al die vrouens en Johannes. Hy was ook daar gewees. So ons sien, hy was ook 'n sensitiewe enetjie geweest. Dis vir hom wat Jesus sê, die kruiswoorde sê Jesus vir hom die volgende. Toe Jesus sy moeder sien, en die disipel vir wie hy baie lief was, wat by haar staan, sê hy vir haar, daar is die seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Dit is wat gebeur met die kruiswoorde. En as ons in Openbaring lees oor Johannes, dan sien ons, Johannes is die getuie van wat God gesê en wat Jesus Christus bevestig het. Hy is getuie van alles wat hy gesien het. Hierdie teks in Openbaring sê maar dat Johannes was betroubaar in sy getuienis oor God se werking in sy lewe. So as God jou roep en deel maak van sy span, is betroubaarheid absoluut belangrik. Die Here wil mense gebruik omdat hulle betroubaar is. Nie omdat hulle sterk is of slim is of goed is of mooi is nie, omdat hulle betroubaar is. As hy sê, hy kom kerk en dan kom hy kerk. En hierdie Johannes was een van daai mense. So hy het ook
skryf Openbaring in 96 na Christus, 95 na Christus. Dis al die ander al dood, want hy is die enigste wat nog lewe, want hy was die jongste gewees. Nou sien ons ook in die Bybel, God roep nie net jong Johannes nie, roep ook nie net sy tydgenote nie. Ons sien in die Bybel, God gebruik ook ou mense, baie ou mense in die Bybel gebruik, wat die senior in hulle ouderdom was, soos bijvoorbeeld vir Abraham. En Abraham het altyd alles gedoen wat goed is en positief vir die Here nie. Ons sien in hierdie vers, nadat God vir hom gesê, hy gaan hom baie kinders gee, en hy gaan hom 'n land gee, en hy sal sy God wees, en sy God vir sy kinders, en sy God vir hulle kinders, sien ons Abraham twyfel, en hy is seker oor God, en hy gaan uiteindelik en hy gewek 'n kind by Hagar. En dit veroorsaak baie vyandskap. Abraham het by Hagar gaan slaap, en sy het swanger geword. Toe sy agterkom, sy is swanger, het sy en haar eie res begin min aan. So dit het vir Sarah baie moeilikheid veroorsaak. En net soos ons vandag sê, happy wife, happy life, as Sarah nie happy was, was dit ook nie vir Abraham happy. So hier het baie moeilikheid veroorsaak. Maar Abraham was in 'n baie senior ouderdom geroep om van God te kom werk. En ons ken Abraham se storie, toe God vir Abraham geroep het, toe sê hy vir hom, Abraham, kom, ek sal vir jou 'n land gee. Ek sal vir jou 'n nageslag gee, en ek sal jou God wees. En hy het nie baie verwag van Abraham. Ons sien daarna as 'n verbondsluiting waar Abraham sê, ons gaan die besnydenis doen, en ons gaan die Here dien met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele wese. Maar ons weet, dit het ook nie gebeur nie. Abraham het kort daarna, toe die hongersnood is, toe hard by Egypte toe. Maar in sy bediening, kan ons hoofsaaklik sê dat Abraham 'n redelike koning was, maar hy was nie saam met dit geduldig nie. Ons sien in sy omswervinge met die konings wat hy raak, die koning van Egypte, die koning daar in sy omgewing. Sy is redelijk gemaklik met almal. Hy gaan so evens en hy vertel 'n wit leentjie oor sy vrou wat baie aanvallig was, wat hy sê dis sy suster, is nie sy vrou nie. Want, hoekom hy dit doen? Daai koning, as dit Abraham se vrou is, dan sit sy besit in. Dan kan hy haar vir die koning gee. Maar as dit sy suster is dit nie sy besitting nie, dan kan hy haar nie vir die koning gee nie, want dit is nie sy besitting om te gee. Maar ook hy vir die koning, as hy nie is my suster, is my vrou nie, dan behou hy sy mooi vrou. Ons sien hy was baie goedhartig gewees, en hy was relatief gematigd gewees, omdat hy senior in die ouderdom was, en hy was baie sympathiek gewees. Want Abraham sien ons in Genesis 26, want Abraham het na my geluister, en hy was gehoorsaam aan my bevel. En die einde van die dag, toe dit op die push kom, toe God vir Abraham sê, luister, as jy lief is vir my, sal jy die hoogste prys betaal? Toe sê Abraham, ja, ek sal die hoogste prys betaal. So dis die probleem wat ons het, as God ons roep. Dan kan eerste kan aan vraag kom, sal jy die hoogste prys betaal. En daai prys is nie vir almal eenvoudig betaalbaar nie. Want die vereiste wat God toe aan Abraham gehad is, sal jy jou enigste seun vir my offer. En dit was sy, al sy belofte wat God hom gee, was dit Isak. Isak was sy enigste seun. Dis waar sy nageslag sou wees. Dis waar God se belofte kan waar word, dat God ook die God van sy kinders en hulle kinders sal wees. So op Abraham het sy brein net geskryf en sy geloof so groot gewees, dat hy het groot God sal hierdie ding kan doen. Al offer ek my seun. En hy het gegaan, soos ons nou weet, hy het gegaan na 'n plek toe waar 'n offerplek was. En daai plek waar hy gegaan het, was die naam Moria.
En dis die Sionsberg. Die Sionsberg. En dis waar Jerusalem later gebou is. En dis vandag waaroor die wêreldpolitiek gaan oor Sionisme en alles. En hy het sy 1 dag gaan offer. En dit was die hoogste prys wat hy betaal het, was aanneemlik vir God. Ons sien toe wat gebeur het, onthou toe hy bereid was om sy hoogste prys te betaal. Toe sê God, nee, ek sal my eie offer bring. Ek sal die offer voorsien. Ek sal verskaf wat ek nodig het. En ons sien God se weerkom hierso. God gee die eie offerlam, net soos hy later Jesus Christus gee die offerlam van die mensdom. God gee sy eie offerlam. En spite hiervan is daar baie ander mense wat negatief reageer teenoor God se roepstem. En dis ongelukkig. As jy die Bybel lees, sien jy so baie verhale van negatiewe reaksies. En dis waar ons op meeste van die tyd is. Ons reageer meer negatief as positief. Ons het heeltyd rasionele maniere om daar uit te kom. God my roep, dan sê ek nie, ek sal môre, nie vandag. Nie, ek sal dit doen as ek geld het, as ek verlof het, ek moet nou eens my job, myself vestig aan my beroep. So dis die probleem van die koninkryk van God. Dat al die gelowiges reageer negatief oor God se roepstem. En God sit al sy koninkryk aan die gang te kry, want die mense is negatief. So, dit maak nie saak wat se tipe mense is nie. Jy nou, soos Paulus, die leerige waar speelarig is, of as jy soos Petrus, bietjie rusteloos, egosentries is, egoïsties is, of soos Johannes, skaam is, of selfgesentreerd is, maak nie saak wat se tipe mense is nie. Of soos Abraham stadig en koppig is. Ons kan net nie, as jy gelowige is, kan jy nie negatief reageer op God se roepstem nie. Ek onthou in my eie lewe, 20 jaar terug, het een of ander groot profeet vir my gesê, ek het die gawe van genesing. En ek het dit geglo. En ek op daai stadium werk ek in Londen, daar onder in Transkei se skryf. En ek gaan polisiestasie toe, en ons 'n groot inbraak by ons site. En ek kom in die polisiestasie en daar sit 'n swart vrou en haar babietjie en hy op die vloer. En dit is vuil, en dit is lelik, en dit is sweterig, en dit is snotterig. En toe ek inkom, sê die Here vir my, gaan bid vir daai vrou. Gaan bid vir daai vrou. Dat sy genesing kan ervaar. En ek, die Here, ek het 'n saak om aan te maak. Ek stop vandag in spylaar. Tot vandag. Ons kan nie negatief reageer oor God se roepstem. So wat gaan jy hierdie jaar doen as God jou op jou knoppie druk? Al wat ek vir jou sê is, klim ten minste net op die bus. Klim net op die bus. Moenie hierdie uitgewerkte plan hê. Niemand van God se mense het uitgewerkte plan gehad nie. Klim net op die bus. God sal vir jou sê wat jy moet doen. En hoe klein en hoe gering dit ook al is, doen het. Hoe simpel dit ook al is, doen het. Die kerk, die koninkryk van God het baie mense nodig. As ek in ons eie kerk kyk by die kinderbediening en by die jeugbediening, kort ons mense. Ons kort altyd mense, want om 'n kinderkerk te hou agter, vat 10 of 12 mense. Om 'n jeugbediening te hou, vat ten minste 5 mense. Ons kort altyd mense. Die koffiespan, om daai koffiespan aan die gang te hou en die koppies te was en alles reg te kry, kort mense. Die Bybelskool, ek noem net topgoed, dis die selfgroepe, die finansies, administrasie, die musiekspan. Jy sien is niemand.
Die terrein en gebouwe, daar is soveel plekke. En as Christene, Christenskap kan net werk, as elke gelowige 'n werknemer is. Reageer positief op God se roepstem. Amen. Here, baie dankie, ons weet, Here, daai klop aan die deur, dis U wat klop. En jy sê, Here, ek wil inkom, ek wil hê jy moet deel weer van my span, van my werke. Here, maak ons positief teenoor die koninkryk van God. Al is dit net nou 'n klein deeltjie, al moet ek net een tannie troos en een klein dingetjie doen. Help ons om hierdie jaar op die bus te klim. Dat ons nog nie weer hierdie jaar verpas en sê, ag, volgende jaar sal beter gaan. Ons loof en ons prys vir die geleentheid, Here, om betrokke te wees in U koninkryk. Want dis waar ons wonderwerk gesien, dis waar ons goddelike werk gesien, dis waar ons dinge sien gebeur. Om Jesus Christus